Ons gaan vanoggend saam lees twee gedeeltes uit die Ou Testament, Jeremia 17, uit die Nuwe Testament, Romeine 5. Jeremia 17 en Romeine 5. Jeremia 17 lees ons van vers 5 tot by vers 10 en Romeine 5 van 1 tot 5. Jeremia 17 vers 5. Die profeet Jeremia, as mens kyk in die eerste hoofstuk, het geprofeteer dat dit ook al die nasies raak, maar hierso in hoofstuk 17 spesifiek word daar ook gepraat met Juda, die suidelike ryk van die volk van die Here. En van vers 5 af, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Romeine 5. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, Romeine 5, vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Net tot hiertoe, kom ons bid saam. Here, ons maak ons harte stil in U teenwoordigheid, bewus van waar ons is, hier waar ons U ons bestel het, om dan ook by mekaar te wees vir hierdie erediens. Dan dink ons aan die afkondiginge, name wat genoem is van mense wat glad nie wel is nie. Baie spesiaal wil ons in hierdie geleentheid net vra, Here, op hierdie oomblik ook, sal U vir hulle bewus maak van U teenwoordigheid, U wat weet hoe die mens aan mekaar gesit is, na liggaam, siel en gees. En waar die liggaam nie wel is nie, dat U sal aanraak, U wat die groot geneesheer is. Ons bid besonder ook, Here, daar waar mense hande nie kan bykom nie, dat U daar sal aanraak. En dit bid ons, Here, dan ook vir elkeen wat verjaar, 'n nuwe lewensjaar, soos wat die jare tel, bygevoeg word, dat U ook vir hulle besonder sal seën. En soos ons in die einde van hierdie jaar nou kom, is dit vir ons belangrik om te weet, elke dag is 'n dag wat U vir ons gee. Mense raak maar net bewus daarvan dat die werksjaar dit begin afneem, maar elke dag is nog 'n dag, en dat ons nie sal afskakel wat die dinge van die Here betref nie. Soveel te meer, omdat ons 25 Desember dan ook dink, dat op 'n dag iewers daar die middelaar gebore is. Bid ons dan in hierdie wêreld dat die tyding van Kersfees regtig in die harte ingang sal vind. Mense wat weet van die Christelike godsdiens, dat hulle die Christus self sal ontmoet in hulle lewens. Ons bid, Here, mense wat weet daar's iets aan die gang, maar
nog nie eens die woord gehoor het nie, dat u dan ook sal trek, dat mense by die Here Jesus uitkom. In hierdie wêreld bid ons dan, Here, vir die uitbreiding van u koninkryk. Ons bid teen die koninkryk van die bose, en dat u naam verheerlik word. En as ons dan hier nou die woord open, Here, ons wil ons harte oopmaak, dat u met elkeen van ons praat, soos wat u met ons wil praat. U weet ook, as ons hier vandaan gaan, wil ons graag lewe, soos wat u wil hê, ons moet lewe. En ons is nog nie in die hemel nie, ons is in die onvolmaakte. Daarom bid ons baie ernstig, Here, in hierdie proses van heiligmaking vir kinders van die Here, vir geestelike groei, 'n nuwe toewyding, en dat u volle beheer in ons lewens sal hê. Ons bid vir mense wat nog nie daardie lewende verhouding met die Here het nie, dat hulle werklik die Here Jesus as saligmaker sal ontmoet. U kry die eer, Here Jesus, daar's niemand soos u nie. Amen. Ons teks van oordenking uit Jeremia 17 vers 7, geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. En dan uit Romeine 5 vers 2, en ook vers 5 vers 2 sê, en ons roem in die hoop. Vers 5, en die hoop beskaam nie. Waar kom ons hoop vandaan? Meer persoonlik, waar kom jou hoop vandaan? Waarop hoop 'n mens? In hierdie lewe is daar daagliks vir ons twee tipes hoop. Daar is 'n baie wankelbare tipe hoop, baie dinge in die lewe wat wankelbaar is, en ook onwankelbare hoop, hoop wat baie vas en seker is. As ons kyk na hoop, dan kan mens oor die algemeen sê, hoop is maar 'n verwagting vir die goeie. Ek hoop in die toekoms sal iets goed gebeur. Ek weet nog nie hoe dit gaan uitwerk nie. Die Here weet wel hoe dinge sal uitwerk. En vir kinders van die Here beteken dit dan 'n vreugde en 'n sekerheid by hierdie verwagting ook vir die ewige hoop wat ons het, die ewige saligheid wat ons in die Here het. Dit is belangrik dat 'n mens nie net dink aan dinge in hierdie lewe nie, maar ook vorentoe kyk en weet daar's 'n ewigheid van voor lê. Maar terwyl ons hier is, ons is nog nie daar in die ewigheid nie. Daar's ander wat vir ons vooruit gegaan het, ja. Dit het ons elke dag nodig om te doen wat ons hand vind om te doen. So die doel van die boodskap vanoggend is dan ook dat ons regtig die Here ten volle sal vertrou in ons daaglikse lewe. En dan Spreuke 3 vers 6, so baie bekende teksvers, soveel te meer in ons lewe elke dag sal realiseer. Wat sê, ken hom in al jou weë, dan sal jy jou paaie gelyk maak. Maar ek het goed gedink dat ons vanoggend so 'n bietjie praat oor hoop. Kom ons kyk eers bietjie na wankelbare hoop hier in die lewe wat ons mee te doen het elke dag. Terwyl dit soveel te meer bevestig dat ons die Here in al ons weë moet ken, is dit dan belangrik ook om te weet, min dinge in die lewe is regtig seker in die alledaagse lewe. Wat wel seker is, sommer so in die alledaagse lewe, is dat die dood is seker. Ons kom agter dat ons leef nie vir altyd hierso nie. Belasting is 'n seker iets. As jy nie jou belasting betaal nie, kan jy moeilikheid kry. Veranderinge in die lewe is iets wat gebeur. Partykeer verlang mense 'n bietjie terug na die ou dinge, dan sê die Bybel vir ons moet vorentoe kyk, op die Here vertrou. Maar onseker dinge waarop ons baie keer ons vertroue moet plaas in hierdie lewe, werk wat iemand het, finansies wat ons nodig het, gesondheid, motorkarre, toebehore, verhoudings tussen mense, is alles onseker dinge. Tog is dit vir ons so belangrik om daarmee saam te lewe en dan met hierdie hoop so daarop te vertrou ook. So ons lewe daagliks met hierdie hoop so verwagtinge met sekere dinge. Soggens word 'n mens wakker en dan hoop jy dat die geyser het gewerk, dat die water warm sal wees, aan die kragonderbreking sal wees nie. As dit in die week sou wees, miskien 'n afspraak, dat mense sal opdaag vir die afspraak. Is als onseker dinge, ons hoop maar so dat dit so uitwerk. Ons lewe elke dag daarmee. Die internet sal werk vir daardie belangrike e-pos wat uitgestuur moet word. Alles dinge in die lewe wat vir ons belangrik is, wat ons maar so mee saamleef in hierdie hoop so omstandighede.
En baie van hierdie hoopso dinge is buite ons beheer. Ons dink en ons beplan en met verwagting dat dit sal uitwerk. Ek hoop so, ek wens dat dit so sal wees, as dit nou nie so uitdraai nie en nie so werk nie, is ek baie teleurgesteld, maar ek moet dit maar aanvaar en daarmee saamlewe en die beste maak van 'n slegte saak, soos hulle baie keer sê. Mens vind ook dat, afgesien van hierdie hoop so dinge, in die lewe is daar 'n baie ernstiger tipe dinge in die lewe waarop ons hoop, so in die samelewing. Hierdie hoop is so 'n bietjie anders as die hoop so, is baie ernstiger tipe verwagting wat 'n mens het, gebaseer op kennis van mense, ondervinding, berekeninge en ook 'n tipe geloof selfs, dat mense bietjie ernstiger hoop op sekere dinge. Baie keer vertroue so hoog dat mense maar hulle lewe daarop moet wet en aangaan in die lewe. Wankelbaar, dit kan teleurstel, maar is deel van die lewe. Hierdie ernstiger tipe hoop, ernstiger as die hoop, as die sommer net die hoop so. Voorbeelde van hierdie tipe hoop in die lewe, die huweliksbelofte. Twee mense wat die belofte aflê, soos Matteus 19 vers 6 ook sê, wat God dan saamgevoeg het, en dan werk dit nie altyd so uit nie. Ek weet van 'n jong man, pas getroud, motorongeluk, vroukie is nie meer daar nie. Ek weet van twee mense wat ek ken, wat verloof was, op die punt dat hulle lewe saam gaan sluit, iets gebeur en die een is nie meer daar nie. Nou hierdie dinge gebaseer dan op kennis, ondervinding, berekeninge, vind ons dan ook dat mense baie keer dan sal sê, ek het 'n goeie werk, maar daar's 'n beter werk, en dan besluit, dan is dit regtig beter. Eers as mens daar is, gaan jy maar sien. So gebeur dit in die lewe, dat 'n mens maar met dinge te doen het, wat beter as die sommer net hoop so, maar ek doen jou berekeninge, maar is ook maar onseker. Soveel te meer dan, Spreuke 3 vers 6, ken hom en al jou weë, dat jy jou paaie gelyk maak. 'n Groot operasie wat 'n mens moet ondergaan, jou lewe in die hande van 'n chirurg, terwyl jy onder narkose is alles onseker. Met die berekeninge lyk dit of dit goed sal gaan, maar is maar alles onseker. Ek het gesê, godsdienst self, in die Bybel is nogal vir ons opgeteken, Paulus praat daarvan, Jode wat Paulus vervolg het, omdat hy Jesus Christus verkondig het, sonder Jesus Christus, maar hulle het ook 'n tipe hoop. Paulus sê in Handelinge 24 vers 15, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode. Absoluut glo hulle, daar sal 'n opstanding van die dode wees, maar hulle wou nie aanvaar dat Jesus Christus die Messias is wat gekom het op daardie stadium nie. So oor die algemeen in verband met hoop, is dit baie belangrik dat 'n mens dan gesond sal bly en vorentoe gaan. In die Bybel praat ook daarvan dat as 'n mens nie in die lewe 'n hoop, 'n verwagting vir die toekoms het nie, sommer so in die algemeen, ek gaan nou meer by die uitkom by die vaste hoop, maar dan sê Spreuke 13 vers 12 vir ons, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek. 'n Mens se gesondheid lê daaronder, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. Mense kan siek word van bekommernisse, mense kan siek word van moedeloosheid. Gaan nie goed met die gesondheid nie, as die mens nie moedeloos raak en nie meer hoop het nie. Nou as hoop ons laat moed skep, het dit nogal 'n positiewe impak op 'n mens se lewe ook. Spreuke 13 vers 19 sê, 'n vervulde wens is soet vir die siel. Paulus sê in Handelinge 27 vers 25, hou moed manne, want ek glo God. En dan strand hulle daar op die eiland Melite, party met stukke van die skip en planke, almal behoue. Die Here het vir hom gesê, dit sal so gaan, soveel te meer dan, dat as ons met hierdie dinge in die wêreld te doen het, wat so onseker is, dat ons op die Here sal vertrou. Nou soms het ons nodig, in hierdie wêreld, wêreldse sekuriteit, ons het sekuriteitmaatskappye, reaksieeenhede, veral in 'n misdaadbelaaide land, maar terwyl al hierdie dinge wat so onseker is, dinge is waar ons op hoop in hierdie lewe, is dit baie belangrik in hierdie onseker wêreld, dat ons die verantwoordelikheid nakom, dat ons die Here Jesus Christus in ons lewe sal hê. Ons kom ons verantwoordelikhede na,
wat allerhande dinge betref, maar daarmee saam die beste om op die Here self te vertrou. En dit is waaroor dit gaan, in die eerste plek dan op die Here te vertrou met alles wat ons het. Met ander woorde, ons praat met die Here oor ons keuses, oor ons besluite, oor dit wat ons doen, maar dat ons die Here in al ons wees sal ken. Daarom, dit is baie belangrik ook, Spreuke 3 vers 6, soos ek gesê het, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dit is nou wat die wankelbare hoop betref. Nou die onwankelbare hoop, waar kon dit van kom? Hoe kan ek hierdie stewigheid kry? Dit is nodig dat terwyl ons praat oor die alledaagse dinge, dat ek moet maar vooruitgesê het van Spreuke 3 vers 6, om die Here in al jou weë te ken. Anders praat ons te wêrelds, te sielkundig, te redeneer. Maar die basis van vastigheid in hierdie lewe met al hierdie onsekerhede is dan juis om op die Here te vertrou, want onwankelbare hoop, die basis daarvan is die Here self. Die Here self. Die Here is die een wie ons vertrou sonder vrees vir teleurstelling. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Daar's 'n voorwaarde hierin. Heelhartig, met jou hele hart, nie halfhartig nie. Spreuke 23 vers 17. Laat jou hart die sondaars nie beny nie, maar wees die hele dag in die vrees van die Here. So wat hierdie voorwaarde betref, heelhartig, die hele dag. Spreuke 23 vers 18 sê, waarlik, daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Jou hoop sal nie verydel word nie. Ons teks van herdenkings, Jeremia 17 vers 7, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. So heelhartig, heeldag, deel van jou lewe, voortdurend, en dan sê Spreuke 23 vers 19, hoor my seun en word wys en rig jou hart reguit op die weg. Reguit op die weg, met die gedagte om nie af te wyk nie. So dit is eintlik heelhartig op die Here vir alles te vertrou in my lewe, om die Here met my eie lewe te vertrou. So die voorwaarde dan heelhartig, die hele dag, reguit op die pad. Herinner my aan oom Thys, familielid van ons, jare gelede toe ek 'n jong man was, toe sê hy vir my, Willie, ek het dit vir my ingeoefen, as ek sit en ek staan op, dan sê ek, Here, dankie vir die krag in my knieë. Om die Here in alles te ken, is iets wat geoefen moet word. En soos wat 'n atleet fiks moet word, as hy wil gaan deelneem, so is dit dan ook iets wat 'n mens in jou lewe moet fiks word en om dit in te oefen, om die Here in al jou weë te ken. Job sê vir ons daar in Job 31 vers 24, as ek op goud my hoop gestel het en vir die fyn goud gesê het, my vertroue, dan sê in vers 28, ook dit sou 'n strafbare misdaad wees, want ek sou God daarbo verloon het. Job het 'n pad met die Here geloop, en hy sê, ek sou God verloon het, as ek vir die goud gesê het, my vertroue. En dit is hoekom die Here waarsku ook in die gedeelte wat ons gelees het. As jy op mense vertrou, dis goed om mense te vertrou, maar om van die Here af te wyk, vervloek is jy, sê die Here vir sy volk, vir Juda baie spesifiek dan ook. Psalm 16 vers 8, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Kan nie agterkom, die Here heeltyd daar by persoon? Hoe naby is die Here? Hy is aan my regterhand, voor my oral. Die maklikste is, as jy mens jou lewe aan die Here oorgee, dat die Here in beheer is, dat hy op die troon van jou hart sit, die Here in beheer is, dan is die Here die een wat jou die besluite laat neem. Jy gee jou besluite oor, laat die Here vir jou wysheid gee. Jeremia 17 vers 7, ons teks van herdenking, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Nou hierdie onwankelbare hoop, iemand sal miskien hier sit en sê, hoe regtig? Hierdie is nou dinge wat ons al baie gehoor het. Ons hoor baie keer in die prediking, en ek het die Bybel al gelees, en ek lees van al hierdie dinge, maar ek beleef dit nie. Hoe werk dit regtig? Onwankelbare hoop in my lewe. Hoe kan ek dit hê in my lewe? Onthou in die begin het ons gesê, vir 'n kind van die Here is dit hierdie blye verwagting, dat dit is nie net hierso nie, is hoop vorentoe, vir die toekoms ook, vir die ewigheid, en dit is waaroor dit gaan.
1 Korintiërs 15 vers 9, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is die ellendigste van alle mense, soos ons verlede week ook dit genoem het. So in die eerste plek, die onwankelbare vaste vertroue wat ons kan hê, gaan dat ons die onwankelbare hoop self in ons lewe moet hê. Vaste hoop, en dit is die Here self. Romeine 8 vers 24 sê, want ons is gered in hoop. Nadat redding plaasgevind het, as jy terugkyk, dan kan jy weet, in hoop is ek gered. En hierdie hoop was op die ware hoop. Nou ware geloof in Jesus Christus is waaroor dit gaan. Dit is 'n oorgawe. En kommunikasie is 'n baie belangrike iets. Dis iets wat ek baie keer vir mense sê ook. As jy so sukkel wonder waaroor dit gaan. Kommunikeer met die Here. Praat met die Here. Want daar in die tuin van Eden, toe die sonde gepleeg is, het Satan ook maar met hulle gepraat en geredeneer. Laas praat hulle met die Here. En dan begin hulle by hulle self redeneer. En so is dit dan ook in die oorgawe vir 'n mens, dat jy met die Here moet begin praat oor dit. Ons weet, dit gaan daaroor dat 'n mens besef hoe groot jou sonde en die ellende is. En we weet hoe om daarvan verlos te word. Ja, ons weet die Here is die een wat die dinge doen. En dan hoe om die Here dankbaar te lewe. Kom daaroor dat as 'n mens op die plek kom waar jy sê, Here, ek besef en ek praat met U en ek doen nou die oorgawe aan U. Handelinge 16 vers 31 sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Mens kan glo en jy kan redeneer, maar hierdie geloof moet 'n oorgawe geloof wees, 'n kommunikasie geloof, waar jy vir die Here sê, Here, ek glo dit, ek sien dit. En as jy dan so 'n bietjie twyfel en sê, Here, kom my ongeloof te hulp, help my, want regtig, dit kan nie aangaan soos dit aangaan nie. Ek het ook hierdie sekerheid, hierdie vastigheid in my lewe nodig. Te veel hoop so dinge in die lewe, te veel onsekerhede, dat ons nie weet hoe gaan ons aan die ander kant uitkom nie. Ek wil ook hierdie sekerheid in my lewe hê. Hebreërs 11 vers 1 wat geloof vir ons definieer, praat juist daarvan dat dit 'n vaste vertroue is op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, hoe werk dit dan? Baie maklik met dinge wat 'n mens sien. Maar 'n mens moet op die punt kom waar jy besef God is groter as die dinge wat 'n mens sien. Verhewe bo dit. God is gees. Hy het al die sienlike dinge gemaak. Hy's groter as die sienlike dinge en dis aan hom wat ons lewe oorgee in hierdie wêreld waar ons dinge kan sien en voel en sintuie het. Hy het vir ons die sintuie gegee. En dit is vir hierdie tipe geloof wat hierdie vaste vertroue is op daardie dinge wat ek nie sien nie. Op God en die hiernamaals wat hy vir ons beloof het. En ons gaan met 'n verheerlikte liggaam daar wees. Hier is alles besig om agteruit te gaan. Maar dat 'n mens betyds in hierdie lewe moet besef, ek het die Here nodig. So onwankelbare hoop begin by redding. Dat 'n mens gered word. Redding bestaan daaroor dat 'n mens jou lewe aan die Here oorgee en hy doen die werk vir jou. Hy verklaar jou regverdig op grond van wat Jesus Christus gedoen het en hy spreek jou vry. Jy is dan in hierdie lewe nog steeds, ja, sondaar, maar 'n geredde sondaar, omdat jy weet jou middelaar het die prys vir jou betaal. So vaste, onwankelbare hoop begin daarby dat 'n mens eenvoudig op die plek kom om jou lewe aan die Here oor te gee, om aan hom te behoort. En dan, as kind van die Here, is 'n mens dan nou sonder probleme? Nee. Want dit is nog nie in die hemel nie. In hierdie wêreld is daar baie dinge wat nie altyd maklik is nie. Onwankelbare hoop, hierdie vaste hoop, is dan 'n leefwyse wat ek het as kind van die Here daarna. Hebreërs 10 vers 23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Vir kinders van die Here, jy weet wat jy weet, omdat jy jou lewe aan die Here oorgegee het, die Heilige Gees getuig mettertyd al meer en sterker in jou lewe, in die proses van heiligmaking, dat jy kind van die Here is. En dan as dinge in hierdie lewe so is, dat jy soos Petrus kyk na die storms en die golwe, terwyl die Here, jy so ver is soos Petrus om op die water te beloop, Petrus sink en dan sê die Here, waarom het jy getwyfel, klein gelowige? Geloof van die Here se kant af, vra ons dan, Here, versterk ons in die geloof. Maar ons hou vas aan hierdie vaste anker. Jesus gaan vir ons kom haal. Ons weet nie wanneer nie. Vandag is 'n dag nader.
Maar 'n leefwyse sedert die dag as jy lewe aan die Here oorgee. Miskien iemand op hierdie oomblik wat daar gesit het en gesê het, vir ek is die ene wat met sê tot hier toe nie verder nie. Daar in Suidwes-Afrika, Namibië, is daar so 'n ou stoomtrekker daar naby Swakopmund, so 30 myl, as ek reg onthou, van die see se kant af, jare terug. Hulle het hom die naam Martin Luther gegee, omdat Martin Luther gesê het, destyds tot hier toe nie verder nie. Nou, hy het nou in die woestyn ingegaan en toe stop hy en hy kan ook nou nie verder gaan nie. Maar in 'n mens se lewe, dat jy ook sal besef, in my eie lewe, tot hier toe en nie verder nie. 1 Johannes 3 vers 3, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. Dan begin die proses van heiligmaking. As ek my lewe aan die Here oorgee, as ek weer verkeerd doen, haastig om terug te kom, haastig om die pad met die Here te loop. So daar's baie wankelbare, onseker tipe dinge waarmee ons daagliks moet saamlewe. En ons hoop maar die dinge werk reguit. Maar as jy nie hierdie vaste hoop in jou lewe het nie, die Here Jesus Christus, laat hy op die troon van jou hart is nie, is dit maar 'n woeste lewe. Dalk is jy so 'n bietjie in die slaap gesis en wil nie eens aan dink nie. En as die probleem kom, dan weet ek nou nie. Maar as die probleme oor jou pad kom en jy het hierdie vaste hoop in jou lewe, Jesus Christus self, dan kan jy vorentoe gaan. Gebeur dit dan dat kinders van die Here nou regtig sonder bekommernisse is? Daar in Psalm 42, die kinders van Korag, gee vir ons so 'n bietjie onderwysing. En hy leer vir ons, as kind van die Here, hoe maak 'n mens? In vers 2 sê hy, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Ek is in die dinge van die Here besig, 'n verlange so naby aan die Here, dat ek 'n verlange het om heen te gaan en by die Here te wees, so 'n bietjie meer van die Here. En dan gaan hierdie Psalm 42 verder, in vers 6 en ook in vers 12, so 'n bietjie met benoudhede wat 'n mens te doen het. As jy 'n kind van die Here is, dan kan jy hierdie dinge sê, wat buig jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. So as die probleme in die lewe daar is, dan weet jy waar jy hoop op stel, hoop op God. Koning Dawid in die volgende Psalm praat ook af van Psalm 43 vers 5 sê ook, wat buig jou neer, o my siel, wat is jy onrustig in my? Hoop op God. So, kind van die Here het die voorreg om hierdie vaste hoop, vaste anker in sy lewe te hê, in die onsekerhede in die wêreld, dat hy met die Here saam deur die lewe gaan. En dan antwoord die Here vir ons daar in Psalm 50 vers 15. Hy sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. En jy moet my eer. Baie belangrik, en jy moet my eer. So is nie los van die Here daar een kant. Nie Here, ek gaan jou nou beïndruk hoe ek nou lewe nie. Ons vertrou op die Here om ons te help. Hy is ons helper waar mense hande nie kan help nie. So in hierdie lewe met al hierdie onsekerhede, dinge waarop ons hoop, dat dit maar hoop so sal wees, dat dit goed sal gaan, is dit so belangrik om uit te kom by hierdie vaste hoop, Jesus Christus in jou lewe, om aan hom oor te gee. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde, ons praat met die Here. So in die gebed, terwyl ons praat, dat 'n mens elkeen persoonlik ook weet, ons kommunikeer met die Here, ek kommunikeer met die Here, jy kommunikeer met die Here. Kom ons bid. Here, soos wat ons in die woord, die voorbeeld ook sien, daar in Psalm 121, slaan ek dan ook my oë op na die berge, en ek wonder, waar sal my hulp vandaan kom? En dan sê die woord vir ons, my hulp is van die Here, U wat hemel en aarde gemaak het. Here, U kan maak dat my voet nie wankel nie, want U is die bewaarder wat nie sluimer nie. U is die bewaarder van Israel, U is die bewaarder van elkeen wat sy lewe aan U oorgee. U, Here, U wat die verbond gesluit het met U volk, U wat die verbond sluit met elkeen wat sy lewe aan U oorgee. U bewaar ons in die dag, elke dag,
In die nag wil ons U vertrou. Daarom, Here, as iemand op hierdie oomblik sê, ek gee my lewe nou aan U oor, Here, hoor daardie gebed van die vertroue wat vir die eerste keer dalk op U geplaas word, om hiervandaan vorentoe elke dag hierdie oorgawe te lewe. Ek gee my lewe aan die Here oor. Want U is die ene wat ons bewaar van elke onheil. U bewaar ons siele vir die ewige lewe. U bewaar ons waar ons beweeg, ons ingang, ons uitgang, van nou af tot in ewigheid, Here. En daarom wil ek dan bid vir elkeen wat dan nou gesê het, Here, hier is ek. Ek besef my sonde en ellende. Ek het U so bitter nodig, want 'n mens moet besef hoe groot jou sonde en ellende is in teenwoordigheid van 'n heilige God wat sondeloos is. Bid ek dan, Here, dat U die bevestiging in die hart sal gee. En Here, so bekommerd vir 'n vals fondasie, bid ek dan, as iemand dit nie in die hart bedoel het nie, dat U dan in hierdie dag nog die oortuiging in die hart sal werk, dat hierdie gebed van oorgawe aan die Here gebid sal word om te kommunikeer en te sê, Here Jesus, ek wil nie langer so lewe nie. U het in my hart gewys vir my, ek het U so baie nodig, en dat so 'n persoon dan ook sy of haar lewe met die Here sal regmaak. En nou, Here, sal U dan ook die dag verder seën, sal U hierdie Kerstydperk seën. Ons het gelofte diens binnekort ook in hierdie week. Wil U dan ook verheerlik word as vir elkeen wat opnuut hom of haar aan die Here toewy. Ons bid dan oral waar die woord in die wêreld uitgaan, in waarheid, dat U dit sal seën en dat U naam verheerlik sal word. En as ons kyk na 'n jaar wat voor lê, as U vertoef om te kom, 'n nuwe jaar breek aan, dan wil ons vandag vasmaak, sommer al, Here, die voornemens wat daar is, vir nuwe blaadjie omblaai, nuwe jaar, dat vandag dit vasgemaak word, met die Here saam. Met U wil ons die pad loop, want U is die ene waaroor dit gaan. En ons sal U loof en prys, beter as ons eendag by U is, maar hier met ons hele wese aan U toegewy. Amen.